Here, prys sy naam. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons loof en ons prys U, Here. Ons behoort aan U en U aan ons, Here. U het ons gekoop met die bloed van die lam. En ek dank U, Here, dat ons die voorreg gehad het en nog steeds het om in Jesus te kan glo. Want U het gesê, elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Here, mag ons geloof vanaand versterk word deur die Heilige Gees. En mag U vanaand vir ons seën, Here, wanneer ons U woord hoor. Here, dit laat my dink aan toe Maria by Elisabeth gekom het die Gees Johannes laat opspring. Here, en hy was nog 'n ongebore baba. Here, mag die Gees vanaand soos 'n fontein van lewende water opspring in elke hart vanaand, Here. En mag U woord vanaand kragtig wees in elkeen se lewe, Here. En Vader, dat ons nie sonder sekerheid hier sal uitstap nie, maar dat ons met alle sekerheid wat die woord ons gee, Here, hier sal uitstap in hierdie aand. En ek vra, Hemelvader, dat U ieder en elk sal seën vanaand, ook vir my as mens. Verberg my net agter die liewe kruishout, Here. Ek erken vanaand met 'n nederige hart my diepe afhanklikheid net van U af, Here. En ek loof U vir hierdie wonderlike geleentheid in Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplekke neem. Ons is in die wêreld gewikkeld met baie omstandighede. In die kerk, buite die kerk, in ons privaat lewe, in ons besighede, in ons werksplekke, is ons die hele tyd gewikkeld met stryd en met vrae. En vanaand wil ek die tema gee, die blouprint van geloof, ons hoop. So ek wil eintlik met jou praat oor hoop vanaand. En ons is in 'n wêreld vasgevang waar daar dikwels geen hoop is nie. Waar mense sonder hoop sit, vasgevang in hulle omstandighede. Ander maak staat op hulle salaris wat hulle elke maand kry. Ander maak staat en het hoop op hulle gesondheid, op sukses. Maar ek kan vanaand vir jou sê dat alles wat hierdie wêreld vir jou bied, alles wat in hierdie wêreld is, kan wegval. Hoeveel groot besighede wat ons gedink het, nooit in die lewe sou kan toemaak nie, het toegemaak. En ons het nooit gedink dat daardie mense hulle werke sal verloor nie. Kind van God en alles het gebeur. Enige iets kan enige tyd en enige oomblik in enige mens se lewe gebeur. Maar vanaand wil ek oor 'n ander tipe hoop met u praat. En ek wil oor die hoop praat wat die Bybel aan jou en my bied. Die Bybel is maar my begin en my einde, en die Bybel is al wat ek glo. En vanaand wil ek 5 feite van hoop uit die woord van God met u behandel. Hierdie hoop waarin ek en jy kan vashou, selfs al is die tye hoe donker, al is die omstandighede hoe ongemaklik,
En al gebeur alles nie so wat ons verwag dit moet gebeur nie, wil ek sê in hierdie 5 feite met u deel in hierdie aand, gelowiges. Maar kom ons kyk, een van hierdie feite is vanaand, wat is hierdie hoop waarvan die Bybel praat? In die eerste plek wat ek vir u wil sê, kind van God, hierdie hoop is nie 'n vaag wens of 'n menslike optimisme nie. Dis nie waaruit dit bestaan nie. In die Bybelse hoop beteken dit 'n vaste verwagting. Want God se woord staan vas, ongeag die omstandighede. Hoor mooi vanaand. So wanneer ek en jy ons hoop op hierdie woord van God plaas, gee hy vir ons 'n vaste verwagting. Die tweede deel van hoop is sekerheid. Wat hierdie wêreld nie aan u kan bied nie. Hoekom sekerheid? Want in hierdie sekerheid doen God wat hy beloof. Hy het geprofeteer dat 'n Messias gaan kom. Jesus het gekom. Hy het vir ons 'n evangelie kom gee, hy het vir ons hoop kom gee. Hy het vir ons toekoms kom gee en ons wat ver was van God af, het hy nader aan God gebring. Halleluja. Vir ons wat geen hoop was, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld was, het hy vanaand vir jou en my kom hoop gee. Halleluja. So ek en jy kan staan in hierdie hoop. Stem u met my saam vanaand? Prys die Here, ons kan staan in hierdie hoop wat dan voor ons uit lê. In die Grieks praat die woord van God van hoop elpis. Elpis is 'n verwagting. Dit is sekerheid. Dis 'n uitkyk na die toekoms gebaseer op God se beloftes. So elpis het 3 betekenisse vanaand vir jou en my. So met ander woorde, wanneer ons vanaand praat van hoop, praat ons van 'n verwagting. Ons praat van sekerheid en ons praat van 'n uitkyk op die toekoms gebaseer op God se beloftes. Stem jy met my saam? Kan ek en jy ons vereenselwig daarmee? Kan ons vanaand sê God is groot, God is goed en God is almagtig? Prys die Here. Kinders van God, jy moet dit besef vanaand dat ons kan nie net op die goedheid en die guns van die woord van die Here ry nie. Hoor mooi wat ek sê. Ons kan nie net op die goedheid en die guns van die woord van die Here ry en dis al wat ons promoveer nie. Met ander woorde, dis al wat ons verkondig nie. Ons moet ook besef vanaand dat daar moeilike omstandighede, dat daar uitdagings in ons lewe gaan kom, maar hierdie hoop van verwagting, hierdie hoop van sekerheid, hierdie uitkyk op die toekoms, op die beloftes van God, gaan ons deur die omstandighede dra. So vanaand as jy bemismoedig is, skep nuwe hoop. As jy siek vanaand, skep nuwe hoop. Nie van hierdie wêreld nie, maar van die Bybelse hoop, want die wêreldse hoop val weg. Maar God se hoop bly vir ewig staan, kind van God. Die grondslag van hierdie hoop, en ek het 2 skrifgedeeltes uit elkeen uit saamgebring om vanaand met u te deel, geliefdes in die Here. Die grondslag van hoop staan geskryf in Romeine 15 vers 13. En ek wil vanaand vir jou sê dat hierdie hoop waarin ons staan is God die bron van hierdie hoop. En mag die God van die hoop, hoor mooi, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap. Die God van die hoop. God is in beheer van hierdie hoop waarin ek en jy staan. Maar die belangrikheid vanaand is dat ek en jy die Here moet vertrou in hierdie hoop waarin ons staan.
Ons kan nie op die wêreld vertrou en dink God gaan ons hoop gee nie. Ons moet in die woord van God bly staan, kinders van die Here. En ek dink vanoggend het ek dit duidelik genoeg aan u gestel uit Hebreërs 10 vers 26 uit. Daarom is God self, en hy is die God van vrede, deur die geloof dat jy oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. So hier kom nou 'n tweede fase in. God gee die hoop, maar deur die Heilige Gees wat in ons harte is. En onthou wat ons 'n vorige geleentheid gesê het, en ek gaan dit vanaand weer verduidelik. Wat doen die Heilige Gees? Ek en jy, die Heilige Gees woon nie in geboue nie. Waar woon die Heilige Gees? Binne in ons. Wat staan dit? 1 Korinte 6:19 en 1 Korinte 3. Ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees. So met ander woorde, hierdie Heilige Gees woon binne my. Wat sê die boek van Korinte? En ek gaan nie vir jou die hoofstuk gee nie, want ek wil hê jy moet dit gaan soek. 1 Korinte sê wat? Die Heilige Gees deursoek die hart van God en kom maak aan ons bekend, sodat ons, as ons nie op reg weet wat om te bid nie, met uitspreeklike sigtinge vir ons kan intree, met ander woorde, hy lei ons wat ons moet bid. So hier kom die Heilige Gees nou weer in hierdie hoop waarin ek en jy staan. Ons vleeslike liggaam sê, daar is nie 'n toekoms nie. Ons vleeslike denke sê, daar is nie 'n ekonomie nie. Ons vleeslike denke sê, jy kry nie werk nie. Die vleeslike denke sê, al hierdie negatiewe dinge. Maar God sê vanaand vir jou, ek gee vir jou nuwe hoop, want ek is God wat in beheer is. En wie gaan jou oortuig dat God in beheer is? Die Heilige Gees. So wat is belangrik vanaand uit hierdie skrif uit? Dat ons die Heilige Gees 'n regmatige plek in ons lewe moet gee. Ons leen ons ore uit. Ons leen ons ore uit vir wat mense sê. Ons leen ons ore uit vir opinies. Ons leen ons ore uit vir denke van ander mense, maar ek wil vanaand vir jou sê, God praat met jou oor jou visie. God praat met jou oor jou toekoms. God praat met jou oor wat hy in plan het vir jou. Die ander gaan nie jou plan verstaan nie. Die ander gaan nie weet wat God vir jou sê nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, daar's net een wat weet, en dis die Heilige Gees. So gee die Heilige Gees die regmatige plek om jou dan in hierdie hoop van verwagting, hierdie hoop van sekerheid, hierdie hoop wat 'n toekoms vir jou inhou op die beloftes van God, vir jou 'n geleentheid omdat hy jou kan lei, geliefdes in die Here. Want wanneer jy jou ore uitleen, is die Heilige Gees dormant. Moet dit besef vanaand, die Heilige Gees is nie in werking wanneer jy jou ore uitleen nie. Wanneer jy 'n groter woord van ander verwag, is die Heilige Gees nie in werking nie. Gee hom 'n regmatige plek. Hebreërs 6 vers 19, ons tweede skrifgedeelte. Die hoop. En jy moet nou verstaan vanaand, God is die bron. Christus is die hoop wat soos 'n anker jou en my dra in hierdie storms. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnekant van die voorhangsel. Kind van God, hoekom sê ons Jesus Christus? Wat sê Markus 16 vers 18, en hy het opgevaar en hy het gaan sit aan die regterhand van God. Wat doen hy daar? Hebreërs 7:25, besig om vir ons in te tree. Kind van die Here, wat wil ek vanaand vir u sê? En nou het ons 'n anker wat in die voorhangsel is, wat in die teenwoordigheid van God gaan. En as jy wil gaan kyk, hoe lyk die linie van verdediging rondom die troon van God, gaan lees Openbaringe 4, dan besef jy dat geen mens kan die troon van God binnegaan nie, maar Christus, die volmaakte, die lam wat geslag is, die een wat die boek geneem het, die seels gebreek het, lees Openbaringe 5,
en wat ons name in die boek van die lewe geskryf het. Hy het mag om voor God te gaan en hy tree daar vir ons in, kind van God, tot in alle ewigheid. Daarom is dit belangrik vanaand, dat ons weet, ons het 'n anker van die siel, wat veilig en vas staan. So hierdie anker wat ons het, toe hy op hierdie aarde geleef het, het hy ons in die steek gelaat. Het hy die duiwel oorwin? Het hy die siekes gesond gemaak? Het hy blindes se oë oopgemaak? Het hy die dooies opgewek? Het hy vir ons gelykenisse gegee van die rond aangaande die evangelie van vrede? Het hy al hierdie dinge vir ons gedoen? Het hy vir ons gewys hoe om te leef op hierdie aarde? Het hy? As jy saamstem, sê amen. Nou vra ek vanaand vir jou, as hy hierdie hele pad vir jou en my gestap het, hy sterwe aan die kruishout, nie vir homself nie, vir jou en my. Hy daal ter helle neer, nie vir homself nie, vir jou en my. Hy breek die vrees, en hy neem die sleutels van die doderyk, van die Satan af. Hy stap in, en hy verkondig 1 Petrus 3, 1 Petrus 4, en hy stap in, en hy verkondig die evangelie aan hulle, aangaande, wat eens op 'n tyd ongehoorsaam was in die dae van Noag. En hulle wat hom aangeneem het kinders van God geword. Want hy is regverdig. Jesus is regverdig. Die heerlikheid van God wek hom op. Nie vir homself nie. Vir my en jou. Vir ons. Vir jou en my. Gelowiges, vir ons. En hy vaar op. En hy sit in die regterhand. En hy tree in. Vir homself. Nee, hy tree in vir jou en my. Daarom het ons daardie sekerheid vanaand. Ons het 'n koning Jesus wat aan die regterhand van God sit. Ons het 'n koning Jesus wat vir ons intree. Ons het 'n koning Jesus wat vir ons voorspraak maak by die Vader. Ons het 'n koning Jesus. Jy is nie alleen vanaand nie. Laat dit jou hoop wees wat vas staan vanaand. Jy het voorspraak by God. En sy naam is Jesus vir jou. Maar die vraag is weer, en hier kom die antwoord, die vraag weer. Vertrou jy werklik op Jesus dat hy voorspraak maak vir jou? En nee, ek kan 'n vraag antwoord nie. Jy kan dit net vir jouself antwoord, kind van God. En as dit nie so is nie, is dit net jy wat die verandering kan aanbring, sodat dit so kan wees. Hoor u wat ek sê vanaand? Net jy kan dit wees, kind van God. Moenie hierdie sien as 'n preek vanaand nie. Ek stel nie belang mee om te preek nie. Jy moet verstaan vanaand wat die woord van God vir jou sê, waartoe jy in staat kan wees. En ek sê weer vir jou, soos wat ek gesê het voor COVID gekom het. Sê ek weer vir jou, die Here het aan my hart gewys, hier kom moeilike tye vir die kerk. En ek sê dit al vir 'n geruime tyd. Maar weet jy wat, ek en pastoor Alf het dit nou genoem daar agter. In die dae van Noag het Noag uitgegaan, hy gesê, bekeer julle want hierdie aarde gaan verwaan met water. En die mense het hom net eenvoudig nie aan Noag gesteer nie. Hulle het aangegaan om te trou, hulle het aangegaan met hulle partytjies, hulle het aangegaan met hulle sondige lewens. Hulle het aangegaan en hulle het nie geluister nie. Hulle het hulle nie gesteer aan die woord van die Here nie. En dit lyk vir my, dis weer eens in daardie gevalle, presies in hierdie lewe dieselfde, want wanneer ek na die mense se lewens kyk, en die prediking wat oor die kansel gaan, kom die twee nie by mekaar uit nie. Dit kom eenvoudig net nie by mekaar uit nie. Van ek sê vanaand vir jou, jy met jou hoop in Christus sit, dan sê jy vir my, nee, maar my besigheid, die besigheid waarvoor ek werk het afleggings, en ek gaan dalk een van hulle wees. Ag Here, help tog net bietjie geloof. Jy het jouself al geïdentifiseer as 'n persoon wat afgelê gaan word, en iemand het nog eers jou naam genoem nie. Kan jy sien hoe trek ons die dinge van twyfel aan, terwyl God eintlik vir ons hoop gee? Sê, weet jy nie bekommerd wees nie, ek sorg vir jou. En die Here weet wat, en jy kan nou maar vir my sê, jy werk vir 'n ongelowige firma, wil ek vir jou sê, die woord van die Here sê, die ongelowige gaan vir die gelowige voorsien. Halleluja. Kind van God, ek en jy moet bly hoop vashou aan hierdie hoop van verwagting. Ons moet bly vashou aan hierdie hoop van sekerheid, wat vir ons uitlê. Jou hoop
Moenie in hierdie wêreld gegrond wees nie. Nommer 3, jou hoop moet gegrond wees in Jesus Christus. 1 Petrus 1 vers 3 sê dit vir ons baie duidelik. Ons hoop is nie dood of leeg nie. Ons hoop is lewend omdat Jesus Christus leef. Halleluja. En as ek en jy glo dat Jesus leef, dan leef ons hoop ook. Geseënd is die God van ons Here Jesus Christus, wat met sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop. Hoor mooi, tot 'n lewende hoop. Nie 'n dooie hoop nie, nie 'n leë hoop nie, nie 'n vals hoop nie. En ek wil vanaand vir jou praat oor jou emosies. Geliefdes, soms voel dit niks gebeur nie. Soms voel dit daar is nie hoop nie. Soms voel dit en soms kom mense en hulle opinies impakteer ons en dit breek die bietjie hoop wat daar is, breek dit af. Want weet jy hoekom? Want ons hoop is nie in Christus nie. Sê julle maar wat julle wil, my hoop is in Christus Jesus. My hoop is in die een wat aan die regterhand van God sit. My hoop is in hom. En hier is 'n bewys vanaand. En Paulus en Petrus sê dit vir ons, geseënd is ons deur die Here Jesus Christus, wat vir ons barmhartigheid geskenk het, tot die lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So wat het vir jou en my daardie hoop gegee? Wat gee vir jou sekerheid vanaand? Glo jy werklik dat Jesus opgestaan het? En jy sien, hier kom die saak nou weer in. As jy nie kan glo dat Jesus die Seun van God is nie, kan jy nie in sy opstanding glo nie. As jy nie kan glo dat Jesus die Seun van God is nie, kan jy nie glo dat hy aan die regterhand van God sit nie. Dat hy besig is om vir jou in te tree nie. Daarom is dit belangrik vanaand dat ek en jy moet glo. En die woord sê met die hart glo ons en met die mond moet ons dit bely. Met die mond moet ons bely. So met ander woorde, ek kan nie vanaand op 'n hoop staan op my belydenis nie. Jy moet op die hoop staan van jou eie belydenis. Met dit wat jy glo. Dit wat jy leef. Van dit wat hierdie hoop van verwagting en sekerheid van 'n toekoms op die beloftes van God, wil ek sê vanaand, moet geleef word. Dit kan nie net gepraat word nie. Dit moet geleef word. En ek glo dat God verwag van jou en my om het te leef, kind van God. Maar jy moet verstaan vanaand en dit besef. Hierdie hoop is nie leeg nie. Hierdie hoop is nie dood nie. Dis lewend. Want Christus leef tot in ewigheid. Daarom kan ek in hierdie hoop vashou. Kind van God. Kolossense 1:27 sê, hierdie hoop is nie net vir die toekoms nie. Dit is ook vir nou, vir vandag, vir jou huidige lewe, vir jou huidige omstandighede. Dit is vir nou. Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hoor mooi, aan wie God dit wil bekend maak. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. En nou praat Paulus nie met die Jode nie, hy praat nie met die volk van God nie, hy praat met jou en my. En as jy Jood is, praat hy nie met jou nie. Want hy praat nou met die heidene. Dit staan daar. Verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle. Dit is Christus onder julle. Dis nie God wat Christus is onder julle nie, dis Christus, die Seun van God onder julle.
Dit is so belangrik dat ek hierdie dinge by jou wil tuisbring, dat jy weet vanaand, jou hoop is nie dood nie, jou hoop is nie leeg nie, jou hoop is lewend, en hierdie hoop is in Christus Jesus. En dit is nie net vir die toekoms nie, dit is ook vir vandag. Dit is ook vir nou waarin jy staan, is om standvastigheid nou te hê, om sekerheid nou te hê, om verwagting nou te hê, om in die beloftes van God nou te lewe, want ek het 'n vraag. Wat wil jy met sekerheid hierna gaan doen? Jy het dit nie nodig nie. Wat het jy met 'n verwagting hierna te doen? Niks nie. Jy het dit nie nodig nie. Wat het jy met die beloftes van God te doen hierna? Niks nie. Want jy het dit nie nodig nie, want jy gaan altyd by die Here wees. Halleluja. Jy het dit nie nodig nie. Wanneer het jy dit nodig? Nou. Jy moet dit nou leef in hierdie hoop waarin ons staan en ek wil net weer vir jou sê, dit kan nie wegval nie. Dit kan nie vergaan nie. Dit bly staan tot in ewigheid. Kind van God, dit bring ons by die 4de punt. Ons is nou die grondslag, dis God wat vir ons die bron is, dis Christus Jesus wat vir ons die anker is, en hierdie hoop lê in nêrens anders, en is totaal en al gegrond in Jesus Christus. Maar, nou kom dit by jou en my uit. By jou en my. En ek en jy moet volhard in hierdie hoop. En hierdie hoop bring volharding. Hoor wat die woord van die Here sê. Hierdie hoop bring volharding. Sit vir my Romeine 5 vanaf vers 3 tot en met vers 5 gaan ons saam lees. En ek wil sê vanmôre, hoop word nie sterker in goeie tye nie, hoop word sterker in slegte tye. Goeie seemanne word gemaak wanneer die see op sy rofste is. En kind van God, dis vanaand so belangrik om dit te besef. Want ons word so geïndoktrineer van buite af dat dit, as jy Jesus aanneem, gaan dit net goed met jou gaan. Dit gaan nie sleg met jou gaan nie. Dit gaan net voorspoedig met jou gaan. Wie het dit al gehoor? En almal beloof jou net maanskyn en rose. Betaal net jou 10de, man, maak net hierdie mandjie vol. Dan gaan dit net met jou goed gaan. Kind van die Here, dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid van die hoop waarin ek staan en u staan in die woord van die Here nie. Kyk wat sê hierso. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Nou verdrukking is dit lekker om deur verdrukking te gaan. In moeilike tye, finansiële verdrukking. Die budget is tight. En hy word al hoe moeiliker want alles word duurder en die geld word nie meer nie. Is dit so? Nou is dit, hier kom die krag van die Here in. Maar ek wil bly staan en voor ek daaroor praat, wil ek vir jou sê, hier kom met verdrukking, moeilike tye. So met ander woorde, waar is hierdie ouens wat nou gesê dit gaan net met my goed gaan? Want hier kom nou klaar verdrukkinge. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid verwerk. Daar sien ek kom die plan van God in. Met ander woorde, lydsaamheid is geduld. Wanneer ek deur moeilike tye gaan, bring dit vir my geduld. Ek leer geduld. Ek leer geduldig om op die Here te verwag. Kom ons gaan gou na die woord van die Here toe. Hy sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan om barmhartigheid te kry, om genade te vind om op die regte tyd gehelp te word. Sien, hier kom die woord in. Hierdie verdrukking leer my om te wag vir wat? Vir die regte tyd. Dit leer my. Kan jy sien hoe word die woord by mekaar gesit, kind van God? Wil jy moet dit verstaan vanaand, dat hierdie hoop waarin jy staan, gaan na verdrukkinge kom. En dit gaan my leer om geduldig te wag. Nou, as jy my temperament het, en my boetie sit ook hier so, ons het dieselfde temperament, dan as ons 'n ding wil klaar gehad het, moes dit al gister gebeur het. Nou jy weet hoe harde pad het die Here met my gehad, en ek het met hom gehad, en moeilik het ek gehad, want
ek wil die dinge fix, ek wil dit gefiks hê. En die Here sê, dis nog nie die tyd nie. Soos kom ek gee jou 'n idee. Ek wil Hellal hierdie jaar geïmplementeer het. En ek sê vir jou, ek het in die hospitaal geëindig. Ek kon nie Marius in die hande kry nie. Alles het teen my gewerk. En ek is in my stilte tyd vanmiddag rondom die woord en die Here sê, jy kan dit volgende jaar Maart maand. Is jou maand wat ek vir jou gee waarin jy dit kan doen. Nie soos jy wil nie, op die tyd wat jy wil nie, maar op die tyd wat ek vir jou sê. Geduld, leidsaamheid. Nou gaan ek deur hierdie verdrukking, want ek wil dinge laat gebeur, en ek kan dit nie doen nie, en is nie ek nie, en kinders van die Here, ek wil jy moet verstaan vanaand, waardeur jy ook gaan. Jy gaan ook daardeur. Jy het ook verwagtinge vir promosie, jy het verwagtinge vir bevordering, jy het verwagtinge vir 'n verhoging, jy het verwagtinge dat daar positiewe dinge in jou gaan gebeur. Jy het 'n verwagting dat jou kinders goed gaan doen en dan kom hierdie verdrukking van negativiteit en dit slaan jou. En die Here sê wees net geduldig. Here, waardeur sit U my nou? Kind van God, dan kom vers 4, kyk na vers 4. En die leidsaamheid, die geduld bring beproefdheid. Wat is 'n beproefdheid? Of jy gaan vas staan in die woord van die Here en of jy die handdoek gaan ingooi. Jy gaan beproef word. En die Here het vir ons gesê voor die tyd, julle gaan beproef word. Julle gaan beproef word, hy het ons gewaarsku. En hier kom die beproewing, en Paulus skryf dit aan die Romeine, julle gaan beproef word. Gemeente, jy gaan beproef word, deur jou leidsaamheid, deur dit wat in jou lewe gebeur. En kyk nou mooi, wanneer ek beproef word, bring dit hoop. Nou staan ek in hierdie hoop van verwagting, ek staan in hierdie hoop van sekerheid, ek staan in hierdie hoop van die beloftes van God, want ek staan nou in hierdie beproewing. En ek moet nou in hierdie beproewing, moet ek nou volhard. Kinders van God. En dan kom vers 5. En hy gee vir ons die sekerheid. Hy gee vir ons die hoop van volharding. En hy sê, en die hoop beskaam nie. Die hoop beskaam nie, die hoop ontbreek nie. Daar's hoop. Sit jou stand volharding in hierdie hoop. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Halleluja! Staan in die volharding, hy moedig ons aan om in moeilike tye te volhard. Om in moeilike tye sterker te word. Weet jy, toe ek net hierdie gemeente, en dis nou bykans so 26, 27 jaar terug. Toe was hierdie gemeente toe gewees. Die bosse het hier so hoog soos die dak gestaan en om Jan Skram lewe nog, hy kan getuienis lewe. En hierdie, hulle wil die kerk verkoop en ek het gesê oor my dode liggaam verkoop hulle nie die kerk nie en ons koop die kerk en ek wil net sê vanaand dat elke diens, die deur was daar. Elke diens, dan gaan staan ek by die deur en wonder ek, hoeveel mense gaan nou vir kerk opdaag vanaand? Dan kom jy daarom so op 3 of 4 en 5 en 6 aangeloop. Daar kom jy een met 'n kar nie. My bakkie is die enigste wat hier voor staan. Toe was dit nog grond hier buite. Onthou julle dit, jy? Ja. En weet jy wat? En op 'n dag sê die Here, jy staan nie meer by die deur nie. Jy's op jou knie in die bidkamer. En die bidkamer was hier gewees. Dit was 'n groot kansel met hout gewees. En ek is op my knieë. En elke keer as ek uit die bidkamer uitloop, is die kerk al hoe voller. En God het by die gemeente gevoeg, maar wat ek vir jou wil sê vanaand,
Die hoop was nie meer om te kyk wat gaan gebeur nie. Die hoop was by die voete van die Here Jesus Christus. Halleluja, dis waar ek wil hê jou hoop moet wees, by die voete van Christus Jesus, ongeag jou omstandighede. Dis waar ek wil hê jy moet vas staan vanaand, want dit is wat die Gees wat hy aan ons gegee het, wat in ons is, om ons te lei om te bid, om ons te lei om woorde van lewe te spreek, om ons te lei om dade te doen wat hierdie besluite en keuses en denke van ons bevestig, want daarom staan daar geskrywe, met die hart het ons geglo en met die mond het ons dit bely. En die oomblik as ek dit met my mond bely, gaan my dade eens en verselwig. Ek kan nie een ding doen en 'n ander ding bely nie. Kind van God. Psalm 42 vers 6 gee vir ons die rede om aan te hou God loof in hoop, al is die tye hoe donker. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? O, baie beleef dit. Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Bly loof, bly God loof, bly God eer, bly God prys, al is die tye hoe donker. Al lyk dit so onmoontlik, bly God loof, want dit bring volharding in die geloof in God tot stand in jou en in my lewe, kind van God. Dit bly dat ons vashou aan die blouprint van geloof, naamlik hoop. Dit bly 'n vaste vertroue op daardie toekoms wat voor jou uitlê, maar ook in die hedendaagse lewe. Wie van julle het al beleef dat jy wonder, jy het iets verkeerd gedoen en jy dink, die ergste gaan vandag gebeur. Die ergste gaan in my lewe gebeur en jy vra net vir die Here, Here, ek weet ek is verkeerd en ek vra vergifnis en help my maar deur hierdie dag en dankie Here wat oor my pad gaan kom. Wie het al daar gewees? En dan draai die hele dag so anders uit as wat jy verwag het. Halleluja. Weet jy, dit was nie jy nie. Dit was omdat jy in die hoop vasgehou het van sekerheid. Jy het in die hoop van verwagting vasgehou. Jy het in die hoop van die beloftes van God vasgehou. En onwetend het ons daaraan vasgehou en God het net voorsien. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Nou my kind van God, as jy dit dan beleef het, bly dit voortleef in jou en in my. Kind van God, my laaste feit vanaand is hoop. En sit so lank vir my op, Jeremia 29 vers 11. Hoop het 'n toekomsbelofte. Wanneer jy en ek hoop, het ons 'n toekomsbelofte. Hoekom het ons 'n toekomsbelofte? Die woord sê, die Here is my herder. Die woord sê nie die Here sal jou herder wees nie. Die Here het nie vereistes vanaand aan jou en my nie. Die woord sê uitdruklik, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hoekom? Hy is my hoop. En ek het voorspraak by God, wat my hierdie standvastigheid, hierdie sekerheid en hierdie hoop gee dit my. En kyk wat sê Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie onheil nie. God wil jou nie onheil oor jou laat kom nie. Jy kies die onheil as jy nie vergewe nie, ons ken dit mos nou al. Maar baie daaroor gepraat. En vanmôre het ons gepraat, die onheil gaan kom as jy opsetlik sondig, opsetlik ongehoorsaam wees. Ons het mos vanmôre dit duidelik gepraat, het ons nie?
Amen. So met ander woorde, God sê, ek het nie hierdie gedagtes nie, ek beplan dit nie vooruit nie. Maar wat se gedagtes het ek? Van vrede. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. 'n hoopvolle toekoms. Jy moet in hierdie hoop staan, want dis die toekoms wat ek vir jou het in gedagte. Laat jy vrede sal hê in hierdie hoop. Jy gaan vrede hê, kind van God, in hierdie hoop, ongeag wat rondom jou gebeur. En ek wil vanaand vir jou sê, ek weet nog nie waar die Here my gaan vat in hierdie nuwe Suid-Afrika en in die nuwe omstandighede waarin ons gaan inbeweeg nie, maar ek is besig om my sterk voor te berei vir wat gaan kom. Ek kan jou verseker vanaand, ek gee jou die versekerheid as gemeente, ek gaan vir jou staan, al kos dit my lewe. Ek gee nie om vir Christus te sterf nie. Kind van God, maar jy en ek as gemeente moet op 'n hoopvolle toekoms wat God vir ons in gedagte het, moet ek en jy standvastig op die beloftes van God staan. Kom ons skuif die twyfel een kant toe. Kom ons skuif die negativiteit een kant toe. Kom ons skuif die dalk een kant toe en die maars skuif hulle een kant toe. Kom ons hou op om onsself jammer te kry. In my gebedstyd vanmiddag is ek met soveel sekerheid gewys aangaande selfbejammering. Nou wil ek net vir jou sê, God het jou nie selfbejammering gegee nie. God het vir jou 'n hoopvolle toekoms gegee. Staan in hierdie hoopvolle toekoms wat voor jou uitlê. Kyk wat se gedagtes. Kind van God, ek wil net vir jou sê vanaand, ek gee nie om hoe jou verlede lyk nie. En God gee ook nie om hoe jou verlede lyk nie. God gee om hoe jou toekoms lyk. God gee om hoe jou pad vorentoe lyk. God gee nie om wat jy, as jy jou sonde bely en dat staan het, gee hy nie om hoe dit lyk nie, want hy het dit gevat en hy het dit in die diepte van die see gewerp en nou weet ek as baie mense wat, ek weet nie, hulle het seker 'n paar duikbrille op en hulle het 'n paar gasbottels, maar daar party ouens wat 'n paar, die ouens wat my ondersoek moet 'n paar gasbottels hê, van enigste min. Hulle moet suurstofbottels hê, dit moet lyk soos 'n boot agter hulle, want hulle gaan besig bly om al my verkeerde dinge wat ek in my lewe aangevang het, wat die Here in die see weggewerp het, en hy dink nooit weer daaraan nie, sê hy. Halleluja. Jy kan maar daaraan dink, die Here dink nooit weer daaraan, die kind van God. Daarom sê ek vandag vir jou, hoop is op die pad vorentoe, sit vir ons op Titus 1 vers 2. Titus 1 vers 2 is op die pad vorentoe. Dis nie terug nie. Daarom sê die Here, moet ook nie jou hand in die ploeg slaan en terugkyk nie, want dan is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Moenie terugkyk, jy kyk vorentoe. Want hoop bly vorentoe. Hoop van sekerheid, hoop van verwagting. Hoop op die beloftes van God bly vorentoe. Kind van God, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. 'n Ewige lewe. Waar is die ewige lewe? Dit lê voor ons uit. Dit lê voor ons uit. Dis nie agtertoe nie. Dit lê voor jou uit. So wat sê ek vir jou? Sien uit na God se einddoel. Bly hoop op God se einddoel. Laat daardie einddoel van God vir jou 'n sekerheid gee. Laat daardie einddoel van God vir jou 'n verwagting gee dat God jou gaan oplig in hierdie donkere wêreld. Maar ek wil jou vra vanaand, dit wat jy doen, dra al die lof en eer aan die Here op. As jy hom loof, dra die lof van hom op. As jy bid, dra die lof van hom. As daar goeie dinge in jou lewe gebeur, dra die lof en die eer aan hom op. As daar slegte dinge gebeur in jou lewe, loof en prys nog steeds die Here. Want jy weet nie wat hy jou daarin wil leer nie.
kind van God, die woord sê, duidelik vir ons vanaand, die ere vir gelewe en die heerlikheid saam met hom. Ek wil net vir jou iets gee waarna jy kan smaak vanaand. Sit vir my op, en terwyl ek hier staan, sê die Here, gee dit vir hulle. 1 Tessalonisense 4 vers 13. Kyk nou, dit gaan oor die dode. Hierdie gaan oor die dode, en die Tessalonisense het by 'n graf gestaan, en hulle het geen antwoord gehad oor die dode nie, en Paulus skryf dit vir hulle, maar ek wil nie hê, jy moet kyk vanaand na die dode nie, ek wil hê, jy moet kyk na die belofte. Kyk wat gaan gebeur, en dan besluit jy, is jy deel hiervan, of is jy nie deel hiervan nie? En ek kan dit nie vir u besluit nie, u besluit dit self. En dan maak jy ook 'n besluit, wil ek deel wees? Daar staan geskrywe, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hoor mooi, soos julle nie treur soos die ander wat? Geen? Kan jy sien hoe belangrik hoop is? Vers 2, vers 14, gaan aan, suster. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en staan net, ek wil net weer sê, as ons glo dat Jesus opgestaan het. As dit God was wat aarde toe gekom het, sou hy daar gestaan het. Dan sal God ook so, die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Kan jy sien vanaand, hoe sê ek vir jou, dat Jesus die totale anker is, die anker is, van jou en my hoop, waarin ek en jy staan, dat hy totaal en al, dat jou hoop totaal en al, gegrond moet wees in Jesus Christus, want jy moet glo dat hy opgestaan het, en gesterf het en opgestaan het. En as jy dit nie glo nie, is hierdie nie vir jou nie. Jo, prediker, ja broer en suster, jy moet dit glo. Dis wat die woord van ons vereis, en hy sê, van die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want, dit sê ons, gaan vers 15, want dit sê ons vir julle, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis nie gaan voorwees nie. So ek wil net vir jou sê, jy moet nou mooi lees wat hier staan. Julle gaan nie die ontslapenis gaan voorwees nie. Kyk wat gaan met die ontslapenis gebeur, maar nie almal nie. Net die wat in Christus ontslaap het. Die wat in die hoop in Christus was. Vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So, nie almal nie, maar net die wat in Christus ontslaap het, sal opstaan. Maar dis nie die belofte nie. Dis net iets wat ek wil hê jy moet weet. Vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word. En hoor nou mooi. Nou weet ek nie wanneer gaan die Here Jesus tyd hê om sy voet op die olyfberg te sit nie. Sien, dis weer nie waar nie. Hier sê dit. Hier sê dit. Saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet, nie op die olyfberg nie, in die lig. In die lig. En weer wat skryf Paulus vir die Korinte, hy sê, wanneer julle opgaan, gaan julle verander word, van 'n verganklike na 'n onverganklike liggaam. En hy sê, dit gaan in 'n oogwink gebeur. Halleluja, prys die Here in 'n oogwink. En kyk hier, dis my bemoediging. En so sal ons altyd
by die Here wees. Nou moet jy besluit, wil jy altyd by die Here wees? Of wil jy, nee, moenie vir my amen sê nie. Moenie vir my amen sê nie. Jy moet besluit, wil jy altyd by die Here wees? En in jou hart, as jy nou vir die Heilige Gees vra, is ek reg om Jesus te ontmoet in die lig? Wat gaan hy vir jou sê? Kom ons wees bietjie ernstig. Wat gaan hy nou vir jou sê? Maar as jy jou oë toemaak, gaan hy vir jou sê jy's reg of gaan hy vir jou sê jy is nie reg nie? Of gaan hy vir jou sê dit moet jy regmaak? En is jy bereid om reg te maak sodat wanneer jy in Christus, sodat jy in Christus kan sterwe? Want kyk wat sê die woord. Nie Lewies nie, jy gaan nie in die kerk sterf en dan gaan jy opstaan nie. Jy gaan in Christus sterf. En het hulle wat in Christus gesterf het. Daarom het God gesê, mense, julle moet Johannes 3 vers 16 ernstig opneem. Dit moet nie net 'n skrifgie wees wat jy ken nie. Jy moet hom ernstig ter harte opneem, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hier is die kern, sodat elkeen wat in hom glo, in Jesus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In Christus sterwe. In Christus sterwe. Julle moet hierdie skrif ernstig opneem. Dit moet nie hier ingaan en daar uitgaan nie. Hou gou jou oor toe dat dit binne kan bly. En al sekerheid wat ek en jy het, is die hoop waarin ons staan. Niemand van ons het God gesien nie. En niemand sal God sien nie. Niemand het Jesus gesien nie en niemand gaan ook vir Jesus sien nie. Ons gaan die drywing van die Heilige Gees in ons harte hê. Ons gaan die oortuiging van die Heilige Gees in ons harte hê. Daarom sluit ek af. Bybelse hoop is nie 'n wens nie. Dit is sekerheid. Ek wil nou iets anders te sê wat my ouma altyd gesê het. Sy het altyd gesê, Boetie, was my bynaam. Spoeg in die ene hand, wens in die ander hand, watter hand is die meeste? Die Bybelse hoop is nie 'n wens nie. Die Bybelse hoop kom van God af. Die Bybelse hoop leef in Jesus Christus. Leef nie in die wêreld nie. Die Bybelse hoop hou my en jou vas soos 'n anker. Ek het dit ook vir u gelees. Die Bybelse hoop stel jou en my nooit teleur nie. Nooit nie. Die Bybelse hoop lei jou en my in 'n toekoms om ewig saam met Christus by God te wees. Mag hierdie hoop 'n anker word in jou siel. Mag hierdie hoop jou 'n begeerte gee om meer van God te leer en minder van hierdie wêreld. Mag hierdie hoop jou ontwikkel sodat jy geestelike volwassenheid kan bereik om goed te onderskei tussen reg en verkeerd. Mag hierdie hoop so standvastig in jou lewe wees, kind van God, dat die woord van God in jou hart sal wees wanneer jy opstaan totdat jy gaan slaap. Mag jy dit bepeins dag en nag, mag jy dit oordink elke minuut van jou lewe. Mag die Here elkeen in hierdie kerk seën om in hierdie hoop
te bly voortleef. En ek sluit af om vir jou te sê, dit was ongeveer die 4de preek hierdie afgelope jaar, wat gaan oor hoop. Wat wil God vir ons gemeente sê? Ek het dit vanaand besef toe ek in hierdie bidkamer gestaan het. Wat wil God vir u sê? En u wat saam met my wil bid vanaand en sê, Here, help my. Kom my swakheid te help en help my. Vat my swak hand en u sterk hand, dan staan jy saam met my, want dis wat ek vanaand vir die Here wil sê. Dis wat ek van die Here verlang. Ek gaan nie vanaand saam met u bid nie, maar ek gaan vir pastoor Alf Rotjes vra om 'n gebed te doen vir ons in die gemeente vanaand, tot eer van die Here, en dat die Here met ons sal wees op hierdie pad vorentoe in al ons omstandighede. 'n God van naby sal wees. Pastoor Alf, baie dankie. Jongens, Vader, ons is baie dankbaar vir die geleentheid. Vader, wat ons u troonkamer kan nader deur die Seun Jesus Christus. Vader, ons is dankbaar vir hierdie woord. Vader, wat u Gees die hartkamer deursoek het en hierdie woord vir ons gebring het vanaand. Vader, u sien elke persoon wat voor u staan vanaand. En Vader, ek vra in die naam van Jesus, dat deur die krag en salwing van die Heilige Gees, dat elkeen daai hoop in Jesus Christus sal vashou. Here, dat elkeen daai hoop nie net sal vashou nie, maar Here, dat hulle sal weet, Jesus Christus is ons weg, ons waarheid en ons lewe. Here, daar's net een pad na u toe, en dis die Seun Jesus Christus. Vader, ek dank u vir elkeen wat verligte oë van hulle verstand sal hê. Halleluja. En Here, laat hierdie Heilige Gees die woord in elke hart sal lewend maak. En Heilige Gees, laat u die naprediker sal wees. En hierdie woord vir elkeen sal so lewend maak, dat nie net hoorders nie, maar daders van die woord sal wees. Vader, ons dank u, ons loof en prys u. En vra Here, seën elkeen ryklik. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanaand.